My vrou herinner Jy my kan hierso. dit Sy, oh, nou kan jy laat waai vir ek, baie dankie. so baie dankie. Manne, ek wil net praat oor gou verlede week. My kleinseun se naam is Kylo. En wanneer hy by my is, dan sing ons die Aaron blessing natuurlik in Hebreëus. Hy's 3 jaar oud. Hy sing daai ding woord vir woord saam. Hy ken die Aaron blessing in Hebreëus absoluut woord vir woord. My kleindogter is 5 jaar oud. Sy sing daai ding asof dit jy weet Jan Pierrewiet is. Dit is hoe hulle daai ding sing. So my kinders word al op, en wanneer ons kom by Yahweh will bless you and keep you, dan steek hulle sommer hulle hande op. Dan vat hulle hom, dan bless hulle. En want ek bless hulle. As ons in die voertuig ry, dan wil hulle net Jerebegega, Bishmereg, Adonai, Jair Adonai, dan sing hulle hom saam. En wanneer kom jy daai en Yahweh will bless you and he will keep you. Dan gaan die handjie op. Hy's 3 jaar oud, gaan die handjie op. Hy sit die ander hand so op oupa se bors en ek sit my hand op sy kop en ons bless mekaar. Dis amazing hoor. Ja, dis amazing. So manne, goeie môre van my kant af. Ek glo dit gaan goed met elke man. Ek was nou vir 'n paar dae was ek by Buffelspoort. En sedert ek teruggekom het, is my oë dof en ek sê familie, ek weet nie wat is fout nie. Maar dis asof my oë dof is. Leon en span. So ek gaan môre met my brille opsit. Ek het so 1.5 leesbrilletjies, so ek gaan hom vanmôre opsit. Ek wil net vanoggend vir elke man net weer eens bewus maak van Vader se teenwoordigheid. Vader se teenwoordigheid is uniek. Vader se teenwoordigheid verander die omgewing na hemels. En ons moet altyd 'n liefde hê vir sy teenwoordigheid. Ons moet uitsien om in sy teenwoordigheid in te kom. Ons moet uitsien om hom te behaag, want hy is die skepper God van hemel en aarde. En wanneer ons in sy teenwoordigheid in beweeg, dan verander alles. Inteendeel, die grond waarop ek nou sit, is heilig, want hy's hier. Hy's daar by jou. Hy's daar by jou waar jy in jou vertrek sit. Want sy teenwoordigheid is oral. En dis my wonderlik. Manne, ek wil gou vanoggend met julle praat en ek wil uit die woord homself verduidelik. En ek kom agter dat wanneer ek met manne praat wat 'n pad loop met God, en hulle loop 'n mooi pad met God, dan kom die ou natuur soms terug na ons manne toe, veral wanneer daar druk is, veral wanneer daar moeilike situasies is, dan kom die ou natuur uit. En ek en Leon het nou gesels oor lega, en ons moet uitkom uit daai ou natuur uit. Ons moet uitbeweeg. Lega beteken go out yourself. Aan die woorde, ek staan soms in die pad van my eie vordering, dat Vader my die kan bevorder, omdat ek in my eie pad staan. Ek het nog hier binne, ek nog soms, jy weet, dysfunksionele optrede, wat ek teruggaan na die ou mens toe. En ek wil vanoggend daaroor praat, en ek wil ook vanoggend praat oor dit wat die Gees van God, die Ruach, bedroef, omdat ons hierdie pad loop. Ons moet nooit vergeet, dat ons is die tabernakel, die tempel van die Heilige Gees nie. En ek het dit verlede week gesê, en ek het dit voor verlede week gesê, dat ons is die ambassade op hierdie aarde wat hemel verteenwoordig. En ons moet die konstitusie ken, ons moet die verbondskondisies ken. En as jy die hele woord het, maak hom asseblief oop saam met my, dis in die Nuwe Testament, in die boek van Efesiërs, hoofstuk 4. En Paulus praat hier met die gemeente van Efese, en hy kom agter dat, weet hierdie ouens het 'n ywer vir God, en dis mooi, en dis reg, en dis aanneemlik, maar daar's goed wat uitborrel, wanneer goed nie volgens jou planne gaan, wanneer daar struikel kom, wanneer daar teenkant kom, wanneer daar moeilikheid kom. Dan sê Paulus, ouens, ek wil vanoggend ernstig met julle praat, dat julle asseblief nie sal teruggaan na julle vorige lewenswandel nie. Hou vas aan wat julle het. Moenie links of regs, amper soos die opdrag aan Josua, moenie links of regs afwyk nie. Nou gesê, wandel nou gesê, soos wat ek met Moses was, so sal ek met jou wees. Wandel nou gesê in my bepalings, dan sal jy met goeie gevolg handel. So maak jou Bybel oop asseblief by Efesiërs hoofstuk 4. Ek gaan 'n bietjie van 'n
ander invalshoek gaan ek kom hanteer. En vanaf vers 17, ek gaan vanaf vers 17 net vinnig hanteer. Hier kom Paulus en hy sê, manne van Haggai, in die naam van meester Yeshua, doen ek vanoggend 'n ernstige beroep op julle. Ernstig. Met ander woorde, speeltyd is verby. Kom ons kyk mekaar in die oë en ons vra vir mekaar, waarmee is jy besig? Ons is, jy weet, Torah volgers, ons is volgers van die waarheid, ons is lief vir die waarheid, ons is lief vir meester Yeshua, ons wandel in sy gebooie, ons erken en respekteer sy spesiale dae, sy feestydde, sy afgesonderde dae, ons weet wat is heilig, ons weet wat is onheilig, ons weet wat is rein en onrein, ons weet, en nou kom ek vanmôre en ek sê, manne, ek doen 'n ernstige beroep op julle. Wat is hierdie beroep? Wat is hierdie calling? Wat is hierdie ernstige beroep op julle? Moenie, hier kom die antwoord, moenie langer soos die heidene lewe nie. Moenie langer so lewe nie. Want ek sien, baie keer wanneer dit moeilik gaan, dan slaan julle terug na julle ou lewenswandel. Vanoggend doen ek 'n beroep dat julle nie sal teruggaan. Dat julle nie sal leef soos wat julle geleef het voordat julle tot die waarheid gekom het. Want as julle so leef, hoor wat gebeur dan. Hy sê in vers hy sê moenie langer vers 17 die B gedeelte. Hy sê moenie langer soos die heidene lewe nie, want hulle gedagtes lei tot niks. Nou net wat 'n man dink, dit is hy. Dit word hy. Wys my 'n man se vriende en ek wys jou sy sukses of ek wys jou sy ondergang. En hierdie is belangrik. Paulus kom en hy sê, ouens, ek wil nie net met julle praat vanmôre nie. Ek wil 'n ernstige beroep op julle ouens doen. Moet asseblief nie teruggaan na die weer van jy ding. Hy sê want hulle verstand is verduister. Nou wanneer ons kwaad word en wanneer ons deur moeilike tye gaan en wanneer dit goed nie uitwerk volgens ons planne, dan kry ons baie keer tunnelvisie. En dan vergeet ons van die woord en ons vergeet van dit wat ons gelees het vroeg vanmôre in my binnekamer. Dan oorspoel ek my eie grense en ek raak soms 'n buffel en ons sê goed wat ons nie moes gesê het nie en dan kom ons en ons sê ons is jammer. Maar hier kom die woord en hy sê die volgende, hy sê moenie dit doen nie, hy sê want hulle verstand is verduister en hulle het geen deel aan die lewe wat Elohim skenk. Moenie so toe gaan nie. Moenie so toe gaan nie. Moenie dit, omdat dit ons hele geveg in die geestesreël gaan oor grondgebied. Ons moet die vyand terugstamp as hy kom in ons atmosfeer. As hy kom in my huis moet ek kom terugstamp. As hy kom in my geestelike grondgebied moet ek kom terugstamp. Want die oomblik as hy my terugstamp, dan oorwin hy grondgebied. Hy kan nie grondgebied by my kom steel nie, want ons het hard gewerk. Ons was biddende man, ons is manne wat ywer het, ons is manne wat geregtigheid najag. Ons kan nie toelaat dat deur een insident die vyand ons terugstamp en hy neem daai grondgebied weer in posisie nie. Ons moet dit vanmôre terugneem. Ons moet sê, ons vergroot ons grondgebied, ons slaan ons tentpenne uit. Ek sal nie teruggaan na my vorige lewenswandel nie. Ek sal nie teruggaan na die wandel waar my gedagtes verduister word met goed wat na my kant toe kom, wat ek voel, ek kan nie beheer of ek kan nie hanteer. Jy kan alles hanteer. As goed te groot is in jou lewe, en dit kom op jou lewe en dit is te groot vir jou, dan weet jy, dit is van God. Hy sien in jou die wysheid, die krag, die mag om dit te oorkom. Hy wil hê jy moet hierdie toets slag om jou grondgebied terug te neem. Ons kan nie teruggaan nie. Ons kan nie toelaat dat die dinge van hierdie wêreld ons verstand en ons gedagtes verduister nie. Maar die woord sê, as dit so is, dan het jy geen deel aan die lewe wat God skenk. En wanneer ons daar kom, hoor wat is die resultaat? Hy sê, omdat hulle hardnekkig is in hulle onkunde, en hulle volhard in hulle onkunde, het hulle heeltemal afgestomp geraak. Hulle het 'n onversadigbare drang om losbandigheid oor te gee, om te doen dit wat vuil is. Ouers, ek doen 'n ernstige beroep op julle, dat ons nie kurietaal sal gebruik wanneer goed nie ons plan is nie.
Ek doen 'n ernstige beroep op julle, dat ons nie teruggaan, want baie ouens sal sê, jong, jy wil my nie ken jy wil my nie ken in my BC jare nie. In my BC jare het ek dit gedoen en ek het dit gedoen. Ek het vir my BC jare vergeet. Dis nie eens meer deel van my modering nie. Ek het vergeet daarvan. Dit mag nie deel wees van my modering nie. Want as ek roem in my BC jare hoe ek was, dan beteken dit ek is nog nie klaar met my BC jare nie. Ek moet vandag die besluit neem om te sê, maar Frik, ek doen 'n ernstige beroep op jou, dat jy sal oplet in jou optrede, of dit nou goed gaan en of dit nou sleg gaan. Job se vrou sê vir hom, hy sê, Job, vloek God en sterf. Job sê vir hom, my vrou, jy praat soos 'n dwaas. Hoe kan ek wandel? Kan ek nie net die goeie en ook die slegte van Elohim kry nie? Wat my kom leer wie ek eintlik moet wees. Ek ontdek myself in my moeilikste tyd. En nou kom Paulus en hy sê, manne, asseblief, let op wat julle doen, dat julle nie sal terugval in dit nie, want wanneer julle terugval, dan het julle nie deel aan die lewe wat Elohim in julle skenk. Hoe dat sê verder? Hierdie is my baie belangrik. Vers 19. Hulle het heeltemal afgestomp geraak. En so maklik gebeur dit, dat wanneer ons in moeilike situasies kom, sonder dat jy dit weet, sonder dat jy besef, gaan jy terug na die ou weer toe. Gaan jy terug na die ou natuur toe, na die ou mens toe. Ons kan dit nie bekostig nie. Dis hoekom manne van Haggai, ons moet opstaan en uitstaan, en ons moet vandag 'n besluit neem, en ons moet vir mekaar bid, en ons moet daar wees vir mekaar. Want die woord sê in vers 20, hy sê, maar dit is nie hoe julle Meester Yeshua leer ken het. Julle het tog van hom gehoor, omdat julle sy volgelinge is julle onderrig volgens die waarheid wat in Meester Yeshua is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër geleef het. Niemand van ons het Meester Yeshua al gesien nie. Ons het die woord. En wanneer ons die woord lees, dan spieël ons sy beeld in ons lewens. En ons moet sy hande en sy voete extended wees. En wanneer ons sy woord lees, dan weet ons wie is hy. En nou kom die oproep. Hy sê, julle as volgers van Meester Yeshua, julle is onderrig volgens die waarheid. Wat is die waarheid? Die waarheid is die Torah. Die waarheid is die Bybelse instruksies. Julle is onderrig in die waarheid. Nou kom Paulus en hy sê, hou dan op om te lewe soos julle vroeër geleef het. Breek met die ou sondige mens, wat sondige begeertes in julle inkom, wat julle sal verteer. Vers 23, sodat julle gees en julle gedagtes moet nuut word. Lewe dan nou as mense wat na die beeld van Elohim geskaap is. Lewe dan volkome volgens die wil van Elohim en wees heilig. Hierdie is 'n seminar. Hier kom die woord vanoggend deur die boek van Efesiërs en Paulus sê, manne, ek doen 'n ernstige beroep. Moenie vergeet van waar af jy kom. Moet ook nie terug gaan soek. Want as jy teruggaan, en jy sê jy's 'n volger van Meester Yeshua, en jy praat daai taal, en jy kom weer na die ou mens wat na vore kom, dan het jy nie lewe aan dit wat God skenk nie. Ek wil vanmôre ernstig sê, hou op. Ek praat nodig met mense in 'n huweliksberading, ek sê vir die man, ek sê vir 10 jaar doen jy dit. Jy sien mos nou dit werk. Hou op. Hou op, verander jou optrede, verander jou funksionaliteit. Hou op om so te werk. Jy sien mos nou as jy dit doen, dan werk dit nie, dan bring dit 'n wig tussen jou en jou huweliksmaat. Dit bring 'n wig tussen jou en jou gesin. Stop met dit. Stop met jou narcistiese optrede, want dit breek jou vrou, dit breek jou kinders, dit breek jou familie. Stop daarmee. En as hy nie gaan stop nie, gaan hulle op die ou einde gaan ons nie meer 'n beradingssessie kan hê nie. Dan gaan 'n prokureur vir sê, meneer, bly stil, ek praat nou, of die regter praat nou. Ek sê daai keuse, of jy stop nou met jou nonsens, of iemand gaan nader aan vir sê, meneer, dis die hof se besluit. En dan is dit verby. En ons gaan eendag voor die regterstoel van die lewende God staan. En dan gaan hy ook vir jou sê, dis nie nou tyd om te praat nie, nou praat ek. En dan word hierdie woord word dan teen ons gedraai. En as hierdie woord teen jou gedraai word, dan is ons op dun ys. Dis hoekom hierdie is 'n ernstige beroep vanoggend. Manne, as ons
volgers is van die waarheid. Of het goed gaan en of het sleg gaan. Ons moet 'n besluit neem vandag, ons moet 'n kwaliteitsbesluit neem om te sê, ons kan nie wees soos hierdie wêreld nie. Ons moet opstaan en uitstaan vir die koninkryk van God. En nou kom hy met die eienskappe waarin ons moet oplet. Hoor gou wat is die eienskappe? Vers 25. Vers 25. Want nee, dit is belangrik om te leef dat die beeld van God op hierdie aarde herstel word. Dat sy DNA op hierdie aarde gereflekteer word. En dis ons funksie. Dis my en jou funksie dat hierdie DNA herstel word. Vers 25. Nou dat julle die valsheid afgelê het vanoggend, broers van Haggai, moet julle onder mekaar die waarheid praat. Want ons is lede van dieselfde liggaam. As jy kwaad word, moenie sondig nie. Vers 26. Moenie 'n dag kwaad afsluit. Moenie die duiwel 'n vatkans gee. So die oomblik wat jy teruggaan na die vorige gedeelte toe, en jy slaan terug na die ou mens, en jy leef weer soos wat 'n heiden leef, en jy ken die waarheid, dan maak jy 'n deur oop vir die vyand om jou aan te val. En daai vyand stap jou terug, en hy neem die grondgebied in waarvoor jy so lank gestoei het, wat jy so hard voorgewerk. Jy het gebid, jy het gesmeek, jy het gehuil, jy het Vader geroep, jy het gestudeer, en nou verloor jy dit in een gebeurlikheid, verloor jy dit, omdat jy toelaat dat die vyand jou kan terugstaan, omdat jy teruggaan na jou vorige lewenswandel. Hou dan op om so te lewe. Stop vandag nie. Gister het ek 'n begrafnis gedoen in Pretoria, en dit was, ek het gepreek vanuit die NG Kerk in Valeria, en daar sit 'n klomp mense daar, en ek sê vir ouens, ek vra vir hulle, wat wil julle op julle grafsteen hê, die dag wanneer julle begrawe word? Dink so 'n bietjie daaraan, wat moet op jou grafsteen wees? Moet daar staan uiteindelik, of moet daar staan gone with the wind, of moet daar staan liefde onvoorwaardelik? Wat wil jy op jou grafsteen hê? Nou dink 'n bietjie daaroor. En ek sê vir hulle, as jy vandag besluit wat op jou grafsteen moet wees, begin dit te leef. Begin net dit te leef wat jy wil hê moet op jou grafsteen staan. Vir die mense in Dalbe. En ek glo dat daai ouens het vanmôre wakker geword met 'n ander gedagte. En ek sê vir dat die laaste woorde van Meester Yeshua was, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Dat dit ons eerste woorde sal wees, elke dag. As ek opstaan in die môre, sê ek, Abba, vandag gee ek my gees aan u oor. Dat dit my eerste woorde sal wees, lei my in die volheid van die liefde, lei my in die bepalings van u woord. Vader, lei my, ek gaan deur moeilike tye. Vader, ek ken myself. Ek raak moeilik. Baie mense sê, maar ek het 'n vinnige humeur. En as ek 'n humeur het, dan praat ek shorthand. Vader, help my om dit nie te doen nie. Help my om konsekwent te leef, om die beeld van God uit te dra in hierdie wêreld. Manne, ek doen 'n ernstige beroep op julle. Hou op om terug te gaan na julle vorige lewenswandel. Wanneer jy kwaad word, moenie sondig nie. Wees konsekwent in jou optrede. Is dit maklik? Nee, dis moeilik. Maar dis 'n besluit wat jy moet neem, omdat jy onderrig is in die waarheid. Jy's 'n volgeling van Meester Yeshua. Jy het hom nie gesien nie, maar jy ken hom deur sy woord. En as jy hom deur sy woord ken, moet daai woord hier binne gestalte kry. En daai gestalte moet resoneer met jou gees. En nou moet jy sy DNA gaan uitbeeld. Jy moet sy beeld gaan uitbeeld in hierdie aarde. En ons moet sy DNA en sy grondgebied moet ons herstel op hierdie aarde. En dis my en jou verantwoordelikheid. En nou kom die woord en hy sê in vers 28, ons maak ge 26 weer klaar. Hy sê as jy kwaad word, moenie sondig nie, met ander woorde, moenie krietaal gebruik nie. Hou op vloek, hou op sarkasties wees. Moenie die dag kwaad afsluit. Moenie die duiwel 'n vatkans gee. Dis hoekom Paulus sê, anders ek doen 'n ernstige beroep. As jy teruggaan na jou ou weer toe, dan kom die duiwel in en hy stamp jou terug en hy vat jou grondgebied by jou. Vers 28. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. En hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vers 29. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond uitkom. Nooit. Praat net wat goed en opbouend is
volgens die eis van julle omstandighede, sodat julle hoorders ten goeie kan kom. Julle het al gehoor van mense wat sê nou, in my vorige lewenswandel was ek in die finansiële bedryf. En ek het soveel gevalle gehad van mense wat onderkruip was deur Christene. Dus jy doen nie besigheid met 'n Christen nie. Die manne wat met die Bybels onder die arms loop, as jy pas op vir daai ouens. Dis eintlik hartseer, né? Dis eintlik hartseer dat ons geetiketeer word as skelms, as jy nou mooi daaraan dink. Anders kan dit nooit doen nie, en dit gebeur vandag nie. Dit gebeur vandag, waar ouens met die Bybel onder die arm loop, en hy doen ander mense in, dit is presies wat Paulus hiervan praat. Ons moet ons in totaliteit distansieer van die dinge van hierdie wêreld, van die operasionaliteit van hierdie wêreld. Ons kan nie wees soos hierdie wêreld nie. En daarom sê die woord, hy sê vanoggend, hy sê vuil taal mag daar nooit uit julle mond uitkom nie. En as dit uit jou mond uitkom, dan moet jy vir Abba vra, Abba help my asseblief. Help my. Maar eintlik is dit ons verantwoordelikheid. Ons sê baie maklik, Abba, plaas 'n wag voor my mond. Nee, dis jou funksie, dis jou verantwoordelikheid. Abba, help my om minder te vloek. Nee, dit is jou verantwoordelikheid, my kind. Jy moet die besluit neem. Hou op om te lewe soos die heidene. Want as jy leef soos die heidene, dan lyk jy soos hulle. En hulle gedagtes is verduister en hulle het geen lewe aan dit wat God skenk nie. Stop dan daarmee. Laat jou woorde goed en opbouend wees, volgens die eis van die omstandighede. Met ander woorde, dit maak nie saak waardeur jy gaan, dit maak nie saak wat jou omstandigheid dikteer in jou lewe. Ons moet konsekwent wandel, nie links of regs afwyk van die woord se instruksies in my en jou lewe nie. Ons kan nie. Ons moet ten alle tye moet ons 'n verskil maak. As ek vir iemand kwaad is, dan moet ons daardie persoon reprimand op 'n regte manier, sonder om krietaal te gebruik. En wanneer jy krietaal gebruik, of wanneer jy vloek, dan stel jy eintlik 'n slegte saak. Dis wat meester Yeshua vir Petrus gesê. By Petrus, hy sê vir Petrus, hou op om te vloek, want jy stel 'n slegte saak. Ek praat met 'n man so 2 weke gelede. Sy vrou sê hierdie ou vloek, so hy vloek 40 woorde en hy herhaal nie een in 3 minute. En hy hou nie op nie. Ek sê, wel, as 'n ou vloek, dan beteken dat hy het 'n gebrek aan woordkennis. Hy het 'n gebrek aan taal, hy het 'n gebrek aan woorde, dis hoekom hy vloek. Nee, hy wil 'n statement maak. Ek sê, jy kan nie 'n statement maak deur so op te tree nie. Jy's 'n volger van meester Yeshua. Jy moet sy beeld, sy DNA, moet jy gaan terugneem, jy moet dit gaan terugvat, want die vyand het dit kom steel. Moenie toelaat dat dit weer met jou lewe gebeur nie, want dit breek jou getuienis af. Help nie jy sê, môre ek is 'n kind van die lewende God en môre oormôre vloek jy soos 'n matroos nie. Hy sê, laat jou woorde goed en opbouend wees, volgens die eis van omstandighede, sodat julle hoorders ten goeie kan kom. Vers 30. En moenie die Heilige Gees van Elohim bedroef nie, want hy het julle as eiendom van God beseël met die oog op die dag van die verlossing. Ouens, ek hoop julle kan vanoggend sien, hoe belangrik is jy? Hoe belangrik is jy vir die lewende God op hierdie aarde, as sy tabernakel, as sy tempel, as sy ambassade? Ek hoop jy besef vanoggend, dat ons moet konsekwent wandel, om hom ten alle tye, afhangende van die eis van die omstandighede, dat ek en jy ten alle tye, so sal wandel, dat ons sy naam, sy koninkryk sal eerbiedig op hierdie aarde. Die laaste vers 30. Ekskuus, vers 31. Moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedsgesind, wees hartlik teenoor mekaar, vergewe mekaar, soos Elohim julle ook in meester Yeshua, ons verlosser en saligmaker, vergewe. En as ons vanoggend net hierdie ernstige beroep wat Paulus vir ons kom weergee, net kan terugkom na die basics toe. Dan 2 belangrike dinge staan vir my uit. Paulus sê, ouens, ek doen 'n ernstige beroep op julle, moenie teruggaan na julle lewenswandel nie. En die rede daarvoor is, julle is volgers van Yeshua. Julle is onderrig in die waarheid. Dis nie dat julle nie die waarheid ken nie, julle ken die waarheid.
En as julle die waarheid ken, dat die waarheid dan seevier die binnekant in hierdie tabernakel. Dat ten spyte van julle omstandighede, dat julle konsekwent sal funksioneer, om sy naam en sy koninkryk te verheerlik. Hou dan op om te leef soos die ou mens, want julle is nie meer die ou mens nie. En ons sê so maklik, ek leef nie meer nie, maar hy leef in my. Ek dink dis 'n baie gevaarlike stelling om te maak. Veral wanneer ek nie konsekwent is in my optrede of in my woorde nie. En hier sê die woord uitdruklik. Ek het in die 83 vertaling gelees. Hy sê uitdruklik, hy sê, moenie vloek of skel nie. Moenie sarkasties wees nie. Stop met jou narcistiese optrede. Stop oor die eie ek. Stop dat alles oor jou moet gaan. Stop met die aandag waar die aandag heeltyd op jou moet wees. Vat van daai aandag en sê, Abba, ek bring vandag dit na U toe. U is die nommer 1 prioriteit in my lewe. Ek soek die koninkryk eerste vanoggend. Ek is tweede vanoggend. En ek wil so wandel om U te eer en te respekteer, sodat die wêreld kan sien, wie is die God wat ek dien. Maar as jy teruggaan na die ou mens, gaan hulle baie maklik vir jou sê, ek wil met daai persoon niks te doen hê. En dan help dit nie, kom môre en jy wil dan evangeliseer en jy wil dan vir iemand bid, dan is dit te laat, want jou getuienis is afgebreek. En daai getuienis wat afgebreek is, bly by die mense wat dit beleef en ervaar het. So my gebed vanoggend is, my roepe vanoggend is, vir elke man wat ingeskakel is, by hierdie pragtige kanaal, Wake Up Haggai, dat ons vandag sal wakker word, Haggai, dat ons hierdie ernstige beroep sal aanneem in ons modering, en dat ons so sal wandel, soos wat Efesiërs hoofstuk 4, vanaf vers 17 tot 31 vir ons vandag kom oopbreek het, ons die pad kom aandui. En ek wil vandag die opdrag gee, soos wat meester Yeshua dit vir Josua gegee het. Manne, wandel nou gesed hierin. Manne moet nie links of regs van hier af afwyk nie. Wees vasberade. Wees nou gesed. Wees volmoed om dit te doen, wat Paulus vandag vir ons kom vra. Manne, hou op. Manne, leef so. Manne, stop met dit. Manne, moenie vloek. Manne, moenie sarkasties wees nie. Manne, dat julle dit sal doen, omdat julle onderrig is in die waarheid. En wat julle die beeld van Elohim moet gaan uitleef, en dat julle sal wandel in heilig maak. Gaan doen dit vandag. Gaan doen dit hierdie week. En dan sal julle met goeie vervolg gaan. En Leon, dis vandag my gebed vir elke persoon wat ingeskakel is. En dat ons net vandag sal besef, met wie ons te maak, met hom wat hemel en aarde geskaap het. In Yeshua se naam, halleluja. Jo, Frik, baie dankie. Wonderlike boodskap. Ek dink jy het iets aangeraak wat 'n mens baie keer by die braaivleisvuur hoor, nê. Baie keer praat die manne van hulle BC jare by 'n braaivleis. Ja. En dit is, soos jy sê, jy weet, ons manne wat albei hier het, ek gaan net gou die recording stop, hoor, laat ek hom net gou stop.